Japie van Zyl en die leuns van die boek Henog, deel 1. Dis die inleiding. Ek is professor Hannes Redlinghuys van die eerste gemeente van Javashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan my heel nuutste boek, die boek Hebreërs, waarheid of leuns, wat so pas vrygestel is. Dis 'n 500 bladsye boek, kyk hoe dik is hy, 500 bladsye. En dit antwoord verskriklik baie vrae. Sou u dalk belangstel? Wel, vrae soos, hoe het, kom ons gebruik die woord vir die mense wat in God glo, hoe het God ontstaan? Hoe die seun ontstaan? Wat het in die hemel gebeur? En daar is verskriklik inligting daaroor. Die orde van Melchisedek, die nuwe hoëpriester, al die inligting is daar. Dis 'n moedboek, elke student in die land moet een, wel in die wêreld, moet een kry, elke woordstudent, want daar is vrae daarin wat mense jou gaan vra, en dan kan jy nie met 'n mond vol tande sit nie, né? Goed, my kontakbesonderhede 0722 3671224 op my webtuiste https://javashoa.co.za, soos wat u dit hierbo sien. Hierdie hele studie is die produk van verskillende mense wie my, dus Prof Hannes, gekontak het oor verskillende uitlatings wat ene Japie van Zyl, dieselfde die boerseun van Migdol, hy noem homself so, boerseun van Migdol, die selferkende boereleier, wie ook die leier van die Israeliese mense in Suid-Afrika is. In hierdie studiereeks gaan dit nodig wees dat ons vandag selfsekere vrae sal moet beantwoord. U gaan die vrae vir uself moet beantwoord. Ek kan nie vir u alles beantwoord nie. Ek gaan vir u sê wat die skrif sê, en u gaan moet die antwoorde self soek. U gaan moet besluit, wie lieg nou weer vir wie. Ek het nie nodig om een greintjie leuen te vertel nie. Weet jy hoekom? Want ek behoort aan geen kerk nie. Ek behoort aan geen denominasie of organisasie nie. Daar's my niks voordelig hierin nie. Verstaan jy wat ek sê? Op die einde van die dag gee ek vir u die inligting uit die 33 Afrikaanse Bybel of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version. En u bepaal wie lieg vir wie. Verskillende aanhangsels en byvoegsels. Jy weet maar 'n veiligheidsgordel. Ek wil graag Afrikaans praat, maar seatbelt is so mooi Afrikaans. Jy moet hom maar byderhand hou. Omdat ons vandag in 2026 in die tyd van die groot leuen, dis nie 'n leentjie nie, groot godsdienstige leuen, lewe is dit noodsaaklik om verseker te weet dat dit wat ons in ons kerke van die kansels af op die internet verkondig word, die volle Bybelse waarheid is. Waarom? Baie pastore, predikante, priesters, jy noem hulle wie hulle is, hulle, en natuurlik ook individuele ouens, hulle praat die grootste snert. En dan weet jy natuurlik, ek wil net sê, dis ook sê internet ook, want die internet is die kansel vir baie mense. My internet is my kansel, ek bereik my gehoor in die wêreld. As ek sê my gehoor, die mense wat die studies volg. Hoe? Deur my kansel. Waar's my kansel? Hier sê, ek het nie 'n kansel waar ek staan en preek nie. Ek bedien van die internet af. So dit wat van hier af gesê word en wat ander mense sê, moet die waarheid wees. Want mense is nie meer vandag bereid om net die 1933 of die 53 Afrikaanse Bybel te gebruik nie, maar is die hele tyd besig om na onbybelse aanhalings en byvoegsels te soek, om 'n godsdiens, om hulle onbybelse teologie en godsdiens meer te bewys. En jy kan nie glo wat se snert word gepraat nie. Ons eie Afrikaner kultuur, ons is besig om net 'n fondasie te lê hierso vanaand. Ons eie Afrikaanse kultuur, ongelukkig is dit so dat politiek deur die jare ook al weg in ons Suid-Afrikaanse kultuur en gemeenskappe ingevind het,
wat weer veroorsaak het dat die uitkoms vir meeste van hierdie mense dan nog godsdienstige oortuigings en die uitoefening daarvan is. Dit is so. Wat meeste van die tyd met groot hartseer gepaard gaan, omdat dit die verkeerdheid in sommige families teweegbring. Daar's verkeerdheid en dit bring verdeeldheid. Dis wat die Satan wil hê. Hy wil verdeeldheid hê. Dis hoekom ek hierdie reeks gaan doen. Dit gaan 'n lang reeks wees. Jy kan my nou glo. Dit gaan 'n lang reeks wees. Ons gaan na verskillende goed kyk. Ek wil net sê, ek het 'n reeks gedoen. Ek gaan daar verwys van tyd tot tyd. Ek het 'n reeks gedoen, ek dink van 2025 uitgawes, oor die leen van die Israel visie teologie. Nie een ou het my gebel nie. Nie een nie. Ek het 'n reeks gedoen oor die boek Henog. Ek het die boek Henog gebruik en hom deurgelees en deurgewerk en geantwoord so gegaan het. Nie een het my gebel nie. Nou ek glo dit is wat Jaffa toegelaat het dat moes gebeur. Jaffa is natuurlik God of die Here vir die mense wat ek weet nie. Hy het dit toegelaat dat ek die agtergrond oor daai goed in diepte kon gaan bestudeer het. Dat ek meer weet en beter myself kon verduidelik. En dan soos ek sê, hier sekere goed nou, sekere stellings deur Japie van Zyl gemaak, wat nie ongelaat kan gelaat word nie. Want daar's mense wat seer kry. Daar's boeremense, boeregemeenskappe wat seer kry. Broer Quentin, hy was in Amerika gewees, hy is een van ons studente. Hy bel my 'n ruk terug. Hy sê, "Prof, luister wat sê hierdie boerseun van Migdol," want dis hoe hy homself noem. Dis 'n titel wat hy vir homself geskep het. Ja, ek wil net sê, die Israel visie ouens glo glad nie in titels nie. Hulle glo nie iemand soos 'n professor nie. Hulle glo net iets soos 'n pastoor nie. Hulle glo nie iets soos 'n predikant of 'n wie ook al nie. Maar Japie van Zyl het 'n titel vir homself geskep. Die boerseun van Migdol. Wat is dit? Dit is 'n titel waarby hy geken word. Daar's geen iemand anders wat na homself verwys as die boerseun van Migdol nie. Soos dit 'n plaatjie, dis 'n titel wat hy om sy nek gehang het, waar almal hom by ken. En dan kom spoel hy sy mond uit oor titels. Ek wil net iets sê oor titels. Nou gebruik hulle die skrif wat sê jy mag nie een hoër noem as die ander nie. Maar Jaffa het disippels gehad. Hy het van hulle apostels gemaak. Disipel beteken 'n navolger van Jaffa. Na 3 jaar, na hy die doodryk het opgestaan het, maak hy hulle apostels, is 'n hoër titel. In die hemel is daar die engel Michael en die engel Gabriel. Dis titels. En daar's die 24 ouderlinge en die 4 heilige wesens. Dis titels. Die hele hemel bestaan uit titels uit. Die hele samelewing bestaan uit titels uit. Maar die Israeliese ouens, hulle glo nie in titels nie. Hoekom? Want hulle wil nie jy moet by iemand anders te leer nie. Nou ek is 'n professor, ek is nie skaam oor dit nie. My doktorale graad, my meestersgraad en my doktorale graad het ek hard aangewerk. 4 jaar. 'n Proefskrif en 'n verhandeling gedoen. En op die einde van die dag, my aanstelling as 'n professor dan, deur die Bybelgenoot, deur die Bybelskool, maar het van my 'n professor gemaak. Ek is nie skaam vir niemand nie. Wat is 'n professor? 'n Professor is 'n ou wat leer, wat teach. En wat doen ek? Ek is 'n professor, ek leer en teach. So moenie vir my kom vertel, ek kan nie myself 'n professor noem nie. Dit wat ek het ek jare voorgewerk. 59 jaar. Wanneer ander ons gaan sit en visvang het, was ek besig met studies en navorsing, en ek is nog steeds nog nooit opgehou nie. Ek noem die goed so tussenin, dat u net die goed kan verstaan. So, ene Japie van Zyl, die seun van Migdol, die Israel visie boereleier, hy noem homself die boerevolkleier, en hy het verskillende name nog. Titels, maar hulle wil nie in titels glo nie. Hulle skiet hulle self net so in die voet elke keer, man. Oor en oor en oor en oor.